Geliefdes, ek wil die skrifgelesing met u deel. En terwyl ek voorberei het ek gedink, die begin van die skrif is 'n bietjie swaar, maar uiteindelik is daar goeie hoop. So wees geduldig saam met my, terwyl dit voel of jy veroordeel word, is nie so nie. Dit gaan in besonder oor wat die Here vir ons wil doen. So Efesiërs, die 2de hoofstuk, vanaf die 1ste tot die 9de vers wil ek met u deel. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sonde, wat voorheen julle lewens gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle het julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens voorheen ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat ons in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in die plek in die hemel gegee, sodat God ook in tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die grootheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op trots of om op homself trots te wees nie. Dat die Here die woord vanoggend dan ook seën. Daarom, geliefdes, wil ek dan nou die woord met u deel, en die titel van die woord vanmôre is bruikbare geloof. Ek onthou, as 'n jong predikant, 'n klein dorpie in die Vrystaat genaamd Bethlehem. Het ook om die baie gereeld maar moeilikheid gemaak en moet ek maar 'n bietjie regmaak en herstel en 'n bietjie dissiplineer. En elke keer as dit kom by die werklikheid van konfrontasie, dan kom Skalk vir my net gesê, ag, dis net die genade, dis net die genade. Dan dink ek, ja oom, dis die genade, maar weet, ons moet dan maar iets by die genade doen. Ons kan nie net in die genade hang nie. En daarom bruikbare geloof vanmôre. Ek dink so baie keer aan hom as ek die skrif het lees. En daarom ook, geliefdes, vanmôre se woord begin Paulus met 'n ongelooflike skerp diagnose van die menslike toestand. En ons het dit gelees. Wat ons is en wie ons is en waar ons onsself bevind het. En as ons vanmôre die diagnose in een woord kon opsom, dan is dit: die menslike toestand is verlore. Verlore. Maar dan kom daar uit hierdie einste skrif weer 'n hoopvolle wending, want nou kom Paulus en hy sê, alhoewel ons verlore is ons uit genade gered deur die poging en die daad van Jesus Christus. Paulus kom hier in Efesiërs 2 en hy beskryf die werklikheid van die menslike lewe. Dis deurvlek met oortredinge, sê hy, met sonde. Hy sê die mense leef onder invloede en kragte wat hulle nie moontlik ten volle kan raak sien dat dit verkeerd is en dat dit miskien sondig is nie. Paulus waarsku en sê, as 'n mens so lewe, is daar geen hoop meer nie, jy's werklik verlore. Maar nou kom Paulus en hy sluit homself by hierdie beskrywing in. En dan kom hy en herinner die kerk en hy sê vir die kerk, daar's niemand bo die behoefte om verlos te word, om deur God se genade aangeraak te word nie. Ons het dit almal nodig. En hy sê, maar kyk, wat is ryk aan barmhartigheid? Wat is ryk aan barmhartigheid? God gryp in en omdat ons dit nie verdien nie, maar uit genade dit ontvang het, kom Paulus en hy sê, kyk na hierdie groot liefde van God.
Kyk na hierdie groot liefde van God. Hierdie redding word beskryf as 'n opstanding. Hy sê vir ons was dood in ons sonde, nou het ons opgestaan in die genade en in die vergifnis van ons Here Jesus Christus. God bring as dit ware die dooies terug na die lewe. Die toestand van verlatenheid kom die Here en hy wek ons weer op in sy heerlikheid. Genade deur geloof, sê Paulus, is ons gered. Nie deur werke nie, sodat niemand mag roem nie. Geskape vir goeie werke. Wanneer ek die woord geskape sien, dan dink ek aan die perfektheid en die verbasing hoe dat God ons gemaak het, biologies, maar ook in ons gees. Dan dink ek aan Paulus, aan Dawid wat sê, ons is vreesloos, ons is wonderbaar, ons is ongelooflik mooi en goed aan mekaar geweef. Ons is God se kunswerk, geskep vir 'n lewe wat sy goedheid moet voorspel. Daarom is ons hier. Hierdie hoofstuk, geliefdes, beklemtoon ons menswees, dit beklemtoon ons identiteit. Wie is ons? En wat is ons? Wie is God? En wat is ons in Christus en in sy grootheid en in sy genade? En daarom vanmôre, wanneer ek praat van bruikbare geloof, het ek 6 punte wat ek met u wil deel. En nou die bekommer is nie groot, is nie lang punte nie. Mense bekommer oor 6 punte, dis inleiding 3 punte en 'n slot. Wel, dis nie 'n inleiding nie, dis klaar. So kom ek deel met u net 6 baie vinnige, maar baie pertinente punte oor bruikbare geloof. En die eerste punt is, omdat jy glo, vergewe God jou. Nou, ek weet, dit is sommer half 'n aanvaarding, maar in Romeine 5 vers 1 sê die Bybel, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Alles weer om God gevestig. Ons is deur geloof gered. Wanneer ons bely en wanneer ons glo, word ons geregverdig deur geloof in Jesus Christus. So, my eerste geloof, of die eerste bruikbaarheid van my geloof is om te sê, ek glo in die Here Jesus Christus. Ons skuldgevoel word vervang met vrede, en dan het ons toegang tot God, en tot sy wonderlike dade, tot die teenwoordigheid by die Here Jesus. Hierdie geregtigheid, kind van die Here, bring vrede met God. En ek kan met vrymoedigheid sê, ek is verlos en bevry van die vervreemding en die sondeskeiding wat deur Adam en sy geslag daar gekom het. Tweedens vanmôre, omdat jy glo, reinig God jou hart. Dis asof die Here nou terugkom en sê, omdat jy glo, gaan ek nou jou skoon maak. Handelinge 15:8 sê God, wat tot in ons binneste kan kyk, is dit nie pragtig? Het gesien dat julle regtig tot geloof gekom het. Daarom het hy die Heilige Gees na julle gestuur, net soos hy vroeër met ons gedoen het. Hier is Paulus se argument in die raad in Jerusalem. Hy staan voor baie wyse godsdienstige manne en hy sê vir hulle, ons word geheilig, ons word geregverdig deur geloof. Totale oorgawe tot God gee vir my 'n vervulling en 'n tevredenheid wat ek weet, God maak my skoon. God vergewe my sondes. Dis asof daar 'n kerkkonflik is waar sê maar hoe kan God, ons is dan sy gesandte hier, moet ons dit nie doen nie. Nie ons moet die verkondiging daarvan doen, maar is net die Here wat ons harte kan reinig. 'n gereinigde hart, sê my Bybel, gee vir my krag en dit veroorsaak dat ek 'n triomferende getuienis het. Die agtergrond van my getuienis is omdat ek vrygespreek is, verlos. Handelinge 1:8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees. In Jerusalem, in Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, hierdie reiniging sê nou vir jou, jy het die toestemming, jy het die verantwoordelikheid, jy het die vrymoedigheid om nou te sê, ek is 'n gelowige, 'n kind van God. Derdens, kind van die Here vanmôre, omdat jy glo, voorsien God sy blydskap. Die wêreld sukkel met blydskap.
1 Petrus 1 vers 6 sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Weereens, verheug. Al gaan dit 'n bietjie swaar, al gaan dit op hierdie stadium, soos ons altyd sê, ons ry 'n bietjie grondpad. Dit maak nie saak nie. Selfs die suiwerheid van goud word deur vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees. Paulus sê vir ons, hom het julle lief gehad, al het julle hom nie gesien nie. Paulus sê, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel in die saligheid en die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Hierdie gelowige, bring vir jou vanmôre 'n blydskap wat nie aardsgebonde of aardsbepaald is nie. Dis 'n blydskap in die Here. Daarom kan die ongelowige en die wêreldse mens nie verstaan dat terwyl ek sogenaamd op die grondpad van my lewe loop nie, dat daar nog blydskap en vreugde in my hart is, want die Here is nog steeds my Here en my verlossing. Baie gelowiges kort 'n bietjie blydskap, net omdat hulle altyd in die donker kant van die lewe wil boer. Maar dit maak jou getuienis onbetroubaar. Bly in die Here se blydskap. Die gelowige wat waarlik vergewe is, duidelik weet hy, en duidelik weet sy dat hulle eindbestemming die hemel is. Dit alleen bring blydskap. Deel dit dan met ander. Deel die blydskap van Christus, van 'n waarborg van vergifnis en van 'n rein en 'n skoon lewe. Kolossense 4, die 5de vers sê vir my baie eenvoudig, tree met wysheid op teenoor ander mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen moet antwoord wat julle 'n vraag vra. As ons dit met blydskap doen, as ons dit met vreugde in ons hart doen, as ons instap en die ontvanger van ons teenwoordigheid sien die blydskap. En dis nie 'n aangeplakte nie, maar 'n God gebruiste blydskap. Dan staan verandering, daar's lewe. Ons praat vanmôre oor gebruik of bruikbare geloof. Die 4de punt van wat vanmôre met jou kan gebeur is, omdat jy glo, voorsien God wysheid. Ongelooflik. Omdat jy glo, Jakobus 1 vers 5, as een van julle wysheid kom, bid dit van die Here. En hy sal dit aan jou gee, want God gee vir almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar in besonder die 6de vers wat sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. So baie keer tree ons in ons eie wysheid, en mag ek die woord gebruik, hardkoppigheid op. Ons is baie keer bietjie te slim vir onsself. Ons wil hierdie pad deurbeur op ons eie, en ons wil onafhanklik wees, en ons wil soms bietjie wêreldse kennis en eie wysheid in die prentjie inbring, maar nee, wanneer ons vasbrand, wanneer ons teen die muur vasgeloop het, wanneer ons besef, daar is nou nie 'n uitkoms nie, dan sê die skrif, God gee wysheid oor al ons lewenssake. En dis vir my mooi, dat God nie net in jou gees belangstel nie, maar ook in jou familie, en in jou huis, en in jou werk, en waar ook al jy is. God sê, bid, vra, ek sal jou help. Omdat jy glo, sal ek vir jou wysheid gee. God verwag van ons om die regte en die behoorlike besluite te neem. Dink as ons terugkyk, en miskien is dit 'n goeie tyd, vanmôre weer eens soos ek gesê het, dis die einde van 25, en ons terugkyk na die jare, en ons besef dat 'n klomp goed met ons gebeur, somtyds hoogtepunte, somtyds laagtepunte. Maar ek wil tog vir die vraag vanmôre, dat wanneer jy behoorlike besluite in die nuwe jaar neem, dat jy die aanmoediging sal neem van die Here deur te sê, bid vir my, dat ek vir jou wysheid gee, ek sal gee.
In die Lewende Bybel, die 32ste Psalm, die 8ste vers sê, die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee, my oog sal op jou wees. Die 9de vers sê, moenie radeloos wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang en 'n toom beheer moet word nie. Baie leed tref sulke goddeloses, maar die onfeilbare liefde omring hulle wat op die Here vertrou. Kan ek vra om vanmôre op die Here te vertrou? Regtig op die Here te vertrou. Daarom wees bly in die Here en juig, regverdiges. Roep uit van vreugde julle wat opreg is. Ek dink vanmôre is dit vir ons so belangrik dat ons hierdie blydskap tentoonstel. Nie valslik nie, maar vanuit 'n innerlike fundament, stewigheid, sterkte, deur vir die wêreld te wys. God se wysheid in my lewe is nie my wysheid nie, maar ek is sy kind. En ek kan daardeur beweeg en toelaat dat God my gebruik. Die 5de punt vanmôre is, omdat jy glo, gee God wonderwerke. Omdat jy glo, gee God wonderwerke. Ek wil hierdie stukkie in Matteus 9 met u deel, want toe die Here Jesus daarvandaan verder gegaan het, het daar 2 blindes hom gevolg, en hulle het uitgeroep en gesê, wees ons barmhartig seun van Dawid. En nadat hy in die huis ingegaan het, kom die blindes na hom toe. En Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord hom, ja Here. En raak hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Ek wil hier vir 'n oomblik stil staan. Glo julle dat ek dit kan doen? Ek dink in die tyd waarin ons leef, wanneer ons oë van die Here afhaal en ons na die werklikheid en die omstandighede kyk, dan begin ons twyfel of die Here dit kan doen. Ek dink as ek vanmôre moet die uitnodiging aan die rig om te kom deel hoe dat die Here in u lewe wonderwerke gedoen het in die jaar. En baie keer dink ons aan die woord wonderwerk, ek skuldig daaraan, aan groot goeders. Maar doen die Here nie ook klein wonderwerke? Goed wat vir jou nou pla, goed wat vir jou nou belangrik is om uitgesorteer te word en skielik net kan ek maar sê uit die bloute? Nee, nie per toeval nie. Skielik kom die Here en hy tree in en jy sê vir jouself, dis 'n wonderwerk. Hoe het dit gebeur? Hoe het dit reggekom? Waar het ek dit gebruik? Mense dink vandag wonderwerke is verby, want ons soek die grootes, ons soek die blindes sien en die dooies opstaan. Maar wat van elke dag? Wat van die Here wat jou lei en leer en onderrig? Die Here vra vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Mag ek dit as 'n retoriese vraag aan u vanmôre stel? Glo u nog dat die Here dit kan doen? Onthou my punt, omdat jy glo, gee God wonderwerk. Ja Here, ons glo. En dan is sy woorde, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Die Here het nie verander nie. Ek dink in ons lewensgetuienis sien ons dat die Here het nie verander nie. Hy doen nog steeds wonderwerke. Wanneer ek glo, kan hy dit doen. Ek dink vinnig aan Petrus. Kom Petrus, kom, stap op die water. En dis wanneer ons oë van die Here afdraai, dat die water vir ons skielik rof en gevaarlik raak. As u vanmôre dan sê, soos hierdie skrif in Matteus 9, ja Here, dan wil ek vir u vra, verwag dan dat die Here iets doen. Verwag dan vanmôre dat die Here in jou lewe sal instap en dit doen, en ek wil dit sê soos hy wil, want dis reg. Verwag dan dat hy jou sal herken en dat hy vir jou sal erkenning gee en dat hy sal instap in jou lewe en sê, maar hierdie wonderwerk het jy nou nodig, want jou lewe moet aangaan met die vreugde en die blydskap van die Here. Markus, die 9de hoofstuk, weer eens die 19de vers, toe vra Jesus vir hulle en hy sê, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Gaan oor die man se kind.
En dan sê die Here vir hulle, bring die kind na my toe. En net toe die Gees vir die Here Jesus sien, het hy 'n geweldige stuiptrekkings laat kry, en hy het op die grond neergeslaan en rondgerol en skuim uit sy mond gekom, sê die skrif. En die Here vra vir sy pa, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? En die pa sê van kleins af, Here. En baie keer het die Gees hom al in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. En nou die pa se antwoord, as u tog miskien iets daaraan kan doen. Ek glo, Here. Kry ons jammer. Help ons, is wat ek hoor. Want dis 'n desperate pa wat omgee oor sy kind wat so swaar kry en so seer het. Die 23ste vers van een van die ander vertalings sê, as ek kan. En dan kom die Here Jesus en hy antwoord, as 'n mens glo, is alles moontlik. En die pa roep uit dadelik, ek glo, Here, help my tog om nie meer te twyfel nie. Is dit nie so op ons nie? Is ons nie so nie? Ek glo, Here, help my tog in my ongeloof. Maar omdat God 'n genadige God is, help hy ons. Ek wil u vra, as u deur sulke omstandighede gaan, dan moet jy weet dat, omdat jy glo, gee God die wonderwerk, en omdat dit miskien 'n rukkie vat om by u uit te kom, wil jy soos hierdie pa wees wat sê, help my tog om nie meer te twyfel nie. Maar fokus dan, beklemtoon die eerste gedeelte wat sê, ek glo. Ek glo. Vir my so belangrik dat jy weet, ek glo. Die 6ste punt vanmôre is, omdat jy glo, beloof God vir jou oorwinning. Dis vir my asof dit die voltooiing is van hierdie ander 5 punte. 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Miljoene mense vandag, kind van die Here, word om die bos gelei, word verward, word verslaan deur die begeerte vir wêreldse genot en aardse besittings. En daardeur word hulle ontneem van die ware oorwinning. Ware oorwinning, sê die Bybel in Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek wil vanmôre begin deur te sê, die rede waarom God se gebooie nie swaar is nie, is die krag wat kom met die gebooie wat God vir ons gee om te doen met sy beskerming, sy drang, sy waarborg, sy fundament. Ons oorwinning is in die Here, en daarom in geloof. Geloof is die middel, die instrument, die geestelike wapenrusting waardeur die gelowige die wêreld en die ongeloof kan oorwin. En ek gaan dit sê, dis u geloof, kind van die Here. Dis nie God se geloof nie. Dis u geloof. Dis 'n wonderlike geskenk wat die Here God vir jou gee in weergeboorte, deur vir jou te sê, omdat jy glo. En vat hierdie ongelooflike waardevolle geskenk, genaamd geloof, jou geloof, en pas dit toe. Oorwin die ongeloof. Van God kan ons alles vra, sê my skrif, en ontvang wat die Here, wat die lewe nodig het. God sê, vra my, ek sal vir jou gee. Ek wil jou help, ek is daar, ek is jou God, ek is jou verlosser, ek is jou saligmaker, maar jou geloof moet jy toepas. Jesus het hierdie wêreld oorwin, sê die skrif, en deur daardie geloof kan elkeen van ons ook dit bepaal. Ons kan dit bepaal hoe om te wen, en ons kan ook dit behaal deur te wen. Deur geloof kan elkeen van ons dit ook vashou. Ek wil dit sê, oorwinning is bestem vir elke gelowige kind van God. Dis bestem. Dis daar. Die wenstreep wag jou geloof. Efesiërs 6 vers 10 sê verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag,
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly staan, sê die Lewende Bybel, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Daarby, vers 16, moet julle altyd geloof as skild in julle hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Vers 17, sit die verlossing as helm op en van die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En dan hierdie skrif hier, die 18de vers, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam, bid gedurig vir al die gelowiges. Bid gedurig vir al die gelowiges. Kind van die Here, geloof is uniek vir elke een van u. En ek wil nie geloof as 'n maatstaf of 'n liniaal standaard gebruik nie, want die toepassing van geloof soos ek in my lewe dit het en soos u dit in u lewe het is anders. Maar wat mooi is en wat opgewonde is, dis u geloof. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof ons teksgedeelte. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dis 'n geskenk van die Here. God sien jou raak en hy sê, as jy my glo, hier is vir jou geloof. Nie 'n gedeelte nie 'n kwart en miskien 'n tiende en soos jy groei in my genade vermenigvuldig. Dis jou geloof. As jy glo dat die Here jou verlos het, daar's die begin van hierdie gawe van geloof. Hy sê, dit kom nie uit ons eie verdienste nie, daarom het niemand enige reg om op homself trots te wees nie. Vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is, sê die Lewende Bybel. Jesus Christus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Mag ek afsluit vanmôre deur te sê, Efesiërs 2 het beide teologiese, maar ook intense lewenspraktiese ervaring. Ons kan dit gebruik. Hierdie Efesiërs 2 verhaal, en ek sluit af met 3 dingetjies, het 'n radikale transformasie van jou verwag, van die dood na die lewe, dis radikaal. Daar's 'n radikale insluiting in jou lewe, van buitestaanders, van buite God se genade, tot in die familie van Christus. En derdens, daar's 'n radikale doel met hierdie geloof, van rondwaal, van onsekerheid, na wandel in die goeie werke en die lewe van God. Dis 'n hoofstuk van dankbaarheid, van nederigheid, van hoop, en daarom word u vanmôre uitgenooi om deelgenote hiervan te word. Ek vra vir u dus, kom, ons gebruik ons geloof. Prakties, uitvoerbaar in die Here se genade en in die Here se grootheid. Amen.